tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Ekkie Eekhoring en Rikkie Eekhoring was baie vies vir ou Katrina Kraai, wat al hulle akkers uit Ekkie se spens in die akkerboom weggedra het. En die ergste is, sy het nie eers gevra of sy dit mag neem nie. Rikkie en Ekkie kon nie glo dat iemand so iets sou doen nie. Maar Ekkie het 'n plan gehad om vir ou Katrina Kraai 'n ordentlike les te leer. So ja, Rikkie, ek dink hierdie bobbejaantou gaan net reg wees, sê Ekkie, terwyl hy die jong bobbejaantoukie oprol en om sy arm vashou. Ek weet nog steeds nie wat jy daarmee gaan maak nie, Ekkie, sê Rikkie. Ekkie lag lekker. Jy sal sien, daai ou kraai sal nie weer haar voete in ons akkerboom sit nie. Hulle draf vinnig terug tot by die akkerboom en Ekkie wys vir Rikkie wat hy beplan om te doen. Kyk nou hier, Rikkie, sê Ekkie en krap tussen die blare in een van die akkerboom se mikke. En skielik blink daar iets in Ekkie se hande. Wat is dit? Kyk het hoe mooi blink dit, sê Rikkie verras. Dit, my liewe Rikkie maatjie, is die boonste deel van 'n glasbottel. Dit is wat die mense gewoonlik 'n doppie oor vasknip, sodat die koeldrank of water nie uitloop wanneer dit omval nie. Hierdie bottel het iewers gebreek en net hierdie boonste deel van die bottel het oorgebly. Ek het dit eendag daar by die rivier in die sand opgetel en saamgebring. Dit het vir my soos 'n oulike glasring gelyk, iets wat ek dalk eendag sou kon nodig hê. En kyk nou net, vandag het ek dit nodig. Maar ek verstaan nie. Wat gaan jy daarmee maak? En hoe gaan dit keer dat Katrina Kraai nie weer hier in ons akkerboom kom rondkrap nie? Vra Rikkie en wonder wat Ekkie in die mou voer. Ekkie lag weer lekker. Kyk nou mooi. Ek maak nou die een punt van die bobbejaantou aan hierdie takkie net onder die spens vas en dan druk ek die ander punt van die bobbejaantou deur die glasringetjie van die bottel se boonste deel. sien jy? Ja? Sê Rikkie nuuskierig. En nou sit ek die glasringetjie hier in die deur van die spens sodat die son daarop kan skyn. My wêreld, jy's so slim, Ekkie. Ek weet nou verder. Sodra Katrina Kraai die blink glasringetjie sien, gaan sy dit wil hê. Maar wanneer sy dit optel en probeer wegvlieg, gaan sy dit nie kan loskry nie. Heeltemal reg, Rikkie, sê Ekkie. Maar nou gaan ek seker maak dat sy nie weer hier in ons akkerboom gaan kom rondvroetel en ons kos uit die spens vat nie, sê Ekkie. Kom, nou gaan ons na daardie bloekombome toe. En daar spring die twee eekhoringmaatjies weer tot onder op die grond en draf rats oor na die bloekombos toe, nie ver van die akkerboom af nie. Kyk hier, Rikkie, sien jy hierdie blink goed aan die boom se bas? Vra Ekkie en wys vir haar waarom te kyk. Ja, dit lyk amper soos heuning, sê Rikkie en steek haar hand uit om daaraan te raak. Nee, moenie daaraan vat nie, jy gaan vassit. Dis baie taai boomgom, sê Ekkie. Kyk, ek gaan nou hierdie stokkie daarin druk en dan draai ek die stokkie al in die ronde. So draai ek die boomgom op die stokkie op. sien jy? Ja, dis slim, Ekkie, sê Rikkie beïndruk. Goed, nou het ons genoeg gom. Kom, ons gaan nou weer terug akkerboom toe. By die akkerboom spring hulle weer rats op tot by die spens waar Ekkie die bobbejaantou met die glasbotteltjie se nekringetjie aan vasgemaak het. Nou smeer ek hierdie gom aan die tak hier reg voor die spens se deur. Sodra ou Katrina Kraai op hierdie gom gaan sit om die glasnekring te probeer vat, gaan sy nie kan wegkom nie, want haar voete gaan vassit, sê Rikkie verbaas. Jy's heeltemal reg, Rikkie. Nou moet ons alles net so mooi los en wag dat ou Katrina Kraai weer hier aankom, sê Ekkie trots op hulle hande werk. Kyk net hoe mooi blink die stukkie glas in die son, sê Rikkie en giggel opgewonde. Ja, Katrina gaan daardie blink stukkie glas sommer van baie ver af kan sien. En voor jy jou oë uitvee, is sy hier om dit te neem, sê Ekkie en begin ver kyk tussen die takke en blare deur.
Kom ons gaan onder toe en kyk hoeveel akkers ons kan bymekaar maak. Maar ons los dit daaronder en maak dit met blare toe. Dan sal sy dit nie kan sien nie. En so klouter die 2 eekhoringkies fliks af tot op die grond en begin akkers bymekaar maak. Hulle sit die akkers almal op 'n hoopie nie ver van die boom af nie en maak hulle toe met blare. En so wag hulle dat Katrina Kraai daar moet aangevlieg kom om die blink stukkie glas uit die spens te kom haal. Ai, Ekkie is darm slim, né? Ek wonder of sy plan gaan werk. Ons sal maar volgende keer hoor. Kom eens kyk, hoe mooi het jy geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra en na elke vraag gaan daar 10 sekondes wees vir jou om te dink oor die antwoord. En as die 10 sekondes verby is, gaan daar 'n klokkie lui en dan gee oupa Uil vir jou die antwoord. Goed, hier is die eerste vraag. Wat se tou het Ekkie gaan soek in die bosse naby die bakkraans? Hier is die antwoord. Ekkie het 'n bobbejaantou gaan soek in die bosse naby die bakkraans. Hier is die tweede vraag. Wat het Ekkie en Riekie in die bloekombome gaan haal? Hier is die antwoord. Ekkie en Riekie het boomgom gaan haal by die bloekombome. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.